Die passie vir Christus bring 'n passie om siele in die lig te kom. Is daar enige iets hoër of groter as 'n roeping? Jy kan nogals 'n lesing gee oor passie. Ja, dink ek het so pas gesê oor passie. Want die enigste wat die evangelie aanbetref, het ek het van jongs af ongelooflik. Ek wil nie eers sê waar net ek als navorsing gedoen het. Daar's ouens wat nou nog bitterlik suur is vir my. En hulle het al boeke oor my geskryf en wat nie in die negatief is. Klomp gemiddelde ouens wat nou nie die vermoëns het wat ek het hier, so hulle moet baie frustrasies met. So ek verstaan die arme goed. Maar ek het, want as gevolg van hoe ek nagevors het en ek het die hele stelsel gaan navors en in Christus is Christus die enigste deel van die evangelie om te verkondig. Ons kan, ek verstaan dogmas, ek verstaan eskatologie, ek verstaan die doop, ek verstaan die tegniese deel van die dogma van die vervulling van die Heilige Gees. Ek verstaan die gawes en die bedieninge van die gawes. Ek verstaan ek kan aangaan. Maar toe ek my siftingsproses deurgegaan het ek ontdek dat jy kan letterlik net op die einde van die dag, en ek gaan nie nou in detail daaroor nie, kan jy net met Christus werk as die middelaar na die Godheid toe. Wat ook al op aarde is, dank jy God mee, soos ons nou net gepraat het. As die Here jou seën in dinge, halleluja. Gou ook soos ons doen goed, doen daai ding. Doen daai ding. Maar eventually bly ek by die lese, en dis my persoonlike lese, Salomo sê alles is te vergeefs. Ek hou daarvan om stelsels te bou, sisteme te bou, maar tog een dag, dis ek klaar hier, dan beweeg ek in 'n galaxy wat baie groter is, ons almal hier, dit gaan met ons gebeur, as jy in 'n kerk is dit een van die belydenisse van 'n kerk, dat ons het lewe na die dood, en daar word nie bepaling op tyd gegee na die lewe na die dood nie, so dit maak nou, dat jy moet verantwoordelik dink, nou die verantwoordelikste wat jy kan dink, is aan die kant, en as jy die Bybel opsom, kom jy agter dat Christus is die kern. So jy mors nie dinktyd en gaan studeer nonsens en allerhande ander goed nie. Jy spandeer die tyd nou in jou navorsing wat vir jou in ewigheid. Ek meen, die een ou sê, ja, maar jy het nie verantwoordelik toegetree op, want jy het nie na jou boedel gekyk nie, jy het nie na jou testament gekyk. Toe jy 20 was, het jy nie begin spaar nie. Jy het nie, wie ons mense dink aan allerhande sulke goed. En ons, dit is goed, maar niemand dink daaraan. Dat dan moet jy mos terselfdertyd verstaan, as jy net vir 'n tydjie van, hoe vinnig is die 20 en dan is die 60 wat jy aftree, dis vinnig. Dit is so, dink jy, maar ek moet dan in my studie, die navorsing doen van die ander stelsel, hier na die dood, wat vir ewig en die enigste plek om in die goeie wêreld in te kom, en ek weet die hemel is die, een mens het nou die dag gesê, toe ons sing daarbo in die hemelse kane, ai mense, ons arme Afrikaanse, weet jy dat die hemel nie in praktyk die hemel is en allerlei goed nie. Mense, 'n goeie begryper het 'n halwe woord nodig. Johannes het 'n stad gesien, die nuwe Jerusalem, toe berei wat uit die lig kom, en die aarde gaan vir ewig voortgaan. Mense, ons weet daai goed, maar as ek wil sing, daarbo in die hemelse kane, sing ek met mense wat intelligent is en verstaan, hulle wys ook daarbo in die hemel, ontmoet hulle, wat is mense wat verstaan? Ek het nou nie tyd om met ouens te warra wat nie lekker goedjies kan verstaan nie. Dit is ongelooflik irriterend. Maar so ons antwoord hier sulke mense terug nie. Maar op comments of so, ons just ignore them, ons blok hom. Ek sê vir Betty, ek het altyd wegkruipertjie gespeel, dan het ons geblok. Hoe is dit? Blok myself. Onthou julle. 1, 2, 3 blok myself. Ek het nooit gedink ek kom 55 blok myself speel dat die biesies weer. Ou piep net op daai ding en sê ek, dis die lekkerste gevoel. Pa. Ek gaan kyk ook, toe later kom ek agter daar's nou scams ook en valse profiele, dan kom ek agter dit is 'n ou in Nigerië wat nou vir my lekker lag. Maar daar is 'n paar skewe sewes wat dan sien ek net die ou is regtig so. Dis nie eers 'n Nigeriër nie. Hy praat my taal, hy lyk soos ek. En o Here, sy sê nou die ligte is af en die huiser het nie tot op vloer 10 gegaan nie, hang so tussen 9 en 8. En my ou swaar het gesê so 10 sent op 'n rand kort.
Nou, dis die lekkerste om nou so, as kies toch so mense te blok, dat ek nou my, waaroor het ek gepraat? Ek geniet nou so blok. En dan later, jy gaan op 'n profiel van die een kant af in, want daar's mos maniere. Dan sê sy vir my, daai persoon sê nou op sy status, ek weet nie hoekom word ek geblok deur forum crucified se mense. Ai, mense, ons nou daai ouens het bestuurlik sensies, né? Hulle sit in spitsverkeer. Jy gesien as hy so daai oorryk so. Dis daai ou wat sulke comments gee. Al hy teks uit die Bybel, sit en dink aan teks uit die Bybel. Dan soek sy daai pille daar in hy handsak. Vanaand is daai pille uitgewerk, dan begin hulle vir jou goeie vra op Facebook. Dan sit jy met daai ding ou maat. Ek het eendag vir 'n vrou gesê, weet jou man van hierdie nonsens wat jy praat. Hy moet ook wysheid hê daar by die huis. Hy sê maar niks. Broek hy by ons daar die broeke nie huis. Wat is dit? In kort, op die einde van die dag, na al ons passie en ervaring, die Here het ons gemaak om 'n passie te hê vir goed. Anders is jy roubord of verslaaf. 'n Slaaf gaan maar net aan en aan. Of jy's 'n vleesroubord. So jy moet die ateërs gaan aan. Die ateërs is opgewonde. Die ateërs het 'n passie. Maar wanneer dit by die filosofie van die lewe gaan, geestelik, jou menswees, is daar net een ding, en wat Paulus sê, ek vergeet die dinge wat agter is. Ek strek my uit wat na voor is, en ek jaag na die einddoel in Jesus Christus. Vir my is die lewe Christus, dit sê Paulus, vir my is die lewe Christus, en hy kom met 'n baie opgewonde saak, en die sterwe, wins, en daar raak die hele kerk bang. Ons gaan ons nie dood gaan. Drink pilletjies, dat ons kan bly. Ja, Paulus sê vir my, dis die filosofie. Salomo sê, alles is te vergeefs. So, en wat ek hou daarvan, dit is so, alles is te vergeefs. Wat ek hou daarvan, as iemand verstaan, alles is te vergeefs, positief, dan alles wat jy doen met jou hart. Jy doen dit nie net oor geld nie, want jy weet geld is ook te vergeefs. Status is te vergeefs. Salomo sê, is dit so, waarborg, ek gaan nie met hy man stry nie. Elke ou, en so, wanneer jy dit sê, en verstaan, dan gaan jy begin optree in die kant, want jy weet mos, jy gaan vir ewig aan die ander kant deurbreek. So alles wat jy gaan doen, gaan jy vir jouself so, as alles te vergeefs is. Want dit is so, daar's niks wat ek en jy nou doen wat oor 100 jaar regtig erkenning sal hê. As jy 'n familiepolitiek het, kerkpolitiek, stryery, bekleierery, egskeidings, hoerery, oorspel, noem het, oor 100 jaar sal die agter kleinkinders dit eers weet nie. Letterlik. Alles is te vergeefs. Nou word jy kwaad, nou word jy vies, nou word jy, alles is te vergeefs. En 'n ou sê vir my, maar jy's 'n pessimist, toe sê ek nie, ek's 'n realist. Want as jy uit alles is te vergeefs werk, en dan begin jy die skaal weeg, wat is belangrik? En wat kan ek hier doen? Dat ek iets doen, dat ek ten minste weet, ek het iets bygedra om asem te haal. Dan begin jy jou hart, hoor mooi, jy begin jou hart uitleef. Jy begin doen wat jy van hou. Te veel mense, ja, besef nie alles is te vergeefs nie. En hy doen elke dag goed. Ons het aan die begin daaroor gepraat, wat hy haat. Ek dink, dit was ons eerste gedeelte. Hy wil nie in die oggend opstaan nie, want jy dink alles is iets. Wat jy doen is te vergeefs. As jy vir 20, 30 jaar by die maatskappy werk, is reg, moet nou nie bedank nie. Maar, of as besigheid, maar oor 100 jaar weet hulle nie eers vir die maatskappy vir wie moontlik bestaan die maatskappy nie eers. En dan sit toch ook hier die einde van die wêreld nie. Hulle het bevind dat uit 600 maatskappye op die New York Stock Exchange oor omtrent 50 tot 100 jaar, as ek verkeerd is, help my reg, het daar omtrent net 60 maatskappye gehou. So van groot maatskappye tot klein goed, 'n familiebesigheid oor 100 jaar, as hy 100 jaar van hier af nog hou, good for you. Maar dan het tot daai ouers familie wat in daai besigheid is vergeet, wat die stigters, wat die oumas en die oupas is, hulle sal nie naaste by weet van al die nonsens wat die lot aangejaag. So alles is te vergeefs, maar dan begin jy vir jouself sê, maar wat kan ek doen? En interessant, alles lê in Christus, want dit is die een ding wat jy kan jaag, wat vir jou 'n ewigheid stelsel het. En die tweede ding is wat jy nou in die dag doen, hoe jy nou in die oggend opstaan,
ek is bly om op te staan want ek geniet wat ek doen. Want ek weet ten minste net moontlik los ek 'n legacy. En is daar 'n paar ouens wat goed of ek sê altyd ouens wees of beroemd of berig. Ek wil net byvoeg dat ek dink is in Efesiërs 1 is daar 'n skrif wat sê dit is die wil van God in my woorde dat hy alles onder Christus wil verenig. So alles wat ons doen is tog op die ou einde om die koninkryk uit te brei, om siele vir Jesus te wen, soos wat jou vraag was. En dan het jy daai passie daarvoor. Reinhard Donke word gevra om by 'n simposium te gaan optree, 'n praatjie te kom lewer, maar nou weet jy hoe gaan by so 'n simposium, dis nou eers Piet wat praat en dan Klaas en dan Jan en dan so Sarah en dan op die ou einde is dit hy. En terwyl hulle so praat, toe staan hy later op. Toe sê hy weet dis nog nie sy beurt nie, maar hy wil asseblief ietsie sê en ek dink almal ken vir Reinhard Donke, Christ for All Nations. En hy sê julle is besig om my tyd te mors, soos wat ons hier sit. Hy sê wat julle doen is pragtig, maar daar buite is siele wat verlore gaan terwyl julle hier sit en gesels. Verskoon my asseblief, ek het 'n passie om uit te leef. En dit het so met my gepraat en ek sê Here, laat daai passie ook so, en dit is soos wat jy sê, as jy daai passie vir Christus het, jy kan nie 'n passie vir siele hê as daar nie 'n passie vir Christus is nie. En hy wat die goeie werk in ons begin het, hy is in staat om dit te volëindig en ons kan niks doen sonder hom nie. Dis so lekker. Dis so lekker om te weet niks kom soos wat hy sê alles is te vergeefs en niks wat ons doen is uit onsself nie. Dit is in hom, deur hom en vir hom. Dis ons passie en die hoogste roeping wat daar kan wees. Sjoe.